Nie een sal haar kan help. Ek gaan 'n einde maak aan haar feesvreugde, haar hittefeeste, haar nuwe maansfeeste en haar sabbatsfeeste, al haar feeste. Ek gaan haar wingerde en haar vyebome verwoes. Die dinge waarvan sy sê, dit is my beloning wat my minnaars my gegee het vir my dienste. Ek gaan dit 'n boskasie maak en dit wilde diere sal dit opvreet. Ek gaan haar laat boet vir al die kere dat sy die Baals gedien het en sy vir hulle geoffer het, vir al die kere dat sy haar uitgedos het met ringe en versiersels en agter haar minnaars aangeloop het en my vergeet het, sê die Here. En dan in die res van die gedeelte. Verse 13 tot 22 is totaal 'n ander storie. Ons kom nou daarby uit, maar kom ek lees dit net dan. Tog, na al die vreeslike goed wat gesê is, tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. En wanneer ons daar is, sal ek weer vir haar wingerde gee. Ek sal die Akorlaagte 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. Dan sal sy weer my liefde beantwoord, soos toe sy jonk was, soos toe sy uit Egipte land getrek het. Die dag, sê die Here, sal jy vir my sê, my man, en my nie meer as 'n Baal beskou nie. Ek sal sorg dat jy die name van die Baals nie weer noem nie, en dat jy hulle nooit weer sal aanroep nie. Die dag sal ek vir Israel 'n ooreenkoms sluit met die wilde diere, die voëls en alles wat op die grond kruip. Ek sal die wapens vernietig en 'n einde maak aan oorlog in die land, sodat daar rus en vrede kan wees. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my, die Here, toegewys sal wees. Die dag sal ek antwoord, sê die Here. Ek sal die lig antwoord en die sal die grond antwoord. En die grond sal antwoord met koring, wyn en olie vir Jesreel. Ek sal my ontferm oor sonder ontferming. Dit is een van die kinders, een kind se naam, wat die nou hoofstuk 1 van kan lees. Die naam was Lo-Ruhamma, sonder ontferming, maar hy sê, ek gaan my naam van haar kind verander. Ek gaan haar kind nou noem Lo-Ruhamma, die een wat genade bevind het. En die seentjie, hy is Lo-Ammi genoem, dit beteken nie my volk nie. Hy sê, ek sal vir nie my volk nie, vir Lo-Ammi sê, jy is my volk. En hy sal vir my sê, my God. Nou, broers en susters, dit wat ons in die eerste gedeelte gelees het, verse 1 tot 12, word so skerp gekontrasteer met dit wat ons van vers 13 af en verder gelees het. Dat het letterlik soos twee pole teenoor mekaar staan. Jy kon sê, dit is onheilsboodskap en heilsboodskap op een bladsy. Hier in die eerste gedeelte wat ek al reeds na verwys het, word die verhouding tussen God en sy volk in terme van die huwelik beskryf, maar 'n huwelik wat vasgeval het en wat eintlik verbroken het, as gevolg van die ontrou wat daar was. En onthou nou, jy sal so tussendeur hoor, daar is verwysinge wat hierdie metafoor inkleur.
Daar was ook sprake van die land, van koring, vlas, die gawe van die land wat teruggehou sal word, nie? Belangrike element van die belofte van die land. Onthou, in die tweede gedeelte, presies daai selfde ding. Hy sê, daar sal oorvloed wees, want die grond sal die lig aanspreek, of ek sal almal aanspreek, en daar sal oorvloed wees, sodat julle kan hê wat julle nodig het. In die loop van hierdie oordeelswoord, word daar tussen die gelykenis van die huwelik en die werklikheid van die Israelitiese kultus. Die kultus beteken die godsdienst, die kerk, nee? Heen en weer beweeg. As hy vir die vrou wat nou lelik en met afkeer benoem word, sê, ek gaan 'n einde maak aan jou feestuie, jou nuwe maansfeeste, dan gaan dit kennelik nie net oor een persoon nie. Dan is dit die hele gemeenskap, die godsdienstige gemeenskap, wat die Here sê, maar hierdie het eintlik vir julle struikelblokke geword, en daarom gaan ek dit wegvat. In moderne taal gesê, ek gaan die kerk deur toesluit, en die sleutel weggooi, want dit beteken niks vir julle nie. Dit lei julle eintlik net verder in verderf. Nou, hierdie toedrag van sake het nie net verwoestende gevolge vir die kultus nie, maar dit hou, soos gesê, ook bedreiging vir die land in. Hy sê, ek gaan dit op ons kasie. En dit is 'n sterk motief in die Ou Testament regdeur. As daar droogte is, knellende droogte is, dan sê die profeet, omdat julle ongehoorsaam is aan die Here, dat hy die wolke van die kamers van die hemel gesluit het. En hierdie pesluister, nee, van springkane, van droogte, van heuningdou noem hulle dit, word als in verband gebring met die land wat vyandig geword het teenoor die mense wat daarin woon. Nie meer 'n land van melk en honing nie, maar 'n land van verlatenheid en innerlike verdorring, 'n woestyn, mensonterende land. Nou goed, miskien die ergste uit die eerste gedeelte, wat die profeet nou ook hier sê, is, julle was so vermetel, dat julle al die goed wat julle in die hand van die Here gekry, gesê het, maar het is eintlik Baal wat dit vir ons gegee het. Julle het nie erken, dat het ek is wat vir julle dit gegee het. En daarom as ek dit nou terugvat, sal jy sien, jy gaan niks by Baal kry nie. Jy herinner jy daar aan daai episode daar so by Karmel nie waar nie, waar die onmag van Baal, en hy is die hoofgod van die Kanaanitiese vrugbaarheidsgodsdienst. Hulle het vir die Israeliete gesê, julle God is die God van die woestyn, man, maar ons God is die God van die vrugbaarheid. Hy laat dit groei. Baal is die een wat reën bring. Elia sê nee, roep my, julle sal sien, hy kry niks reg. Hulle is niks. Hulle is onmagtig om enige iets te red. En dat Israel so blind kan wees om al die goeie uit God se hand toe te skryf aan die valse gode. Ja, ek het nou gesê, die bedoeling is dat as hierdie oorvloed weggevat word, dan sal hulle agterkom hoe goed gunstig die versorging van die Here was. En dan die oordeel. Ek gaan jou kaal uittrek, soos op jou geboortedag. Nou, die gebruik het uiteindelik in ou Israel geleef, dat 'n vrou wat nou betrap sou word op verraad, op
verbreking van 'n huwelik, dink maar Johannes 8 is nog iets daarvan nie. Hulle haar bring op 'n plek, al haar klere uittrek, heeltemal kaal, daai vernedering, en dan staan die klomp mense met die klippe rondom om haar dood te gooi, omdat sy die wet oortree. So tussen hakies, onthou jy mos, dat Jesus daar by hulle gestaan het en vir hulle gesê, goed, julle is nou so ver, maar laat die een van julle wat sonder sonde is, nou die eerste klip optel en gooi. En niemand waag het om 'n klip op te tel. Maar dit is die oordeel oor hierdie volk wat Hosea aansê. Hy sê, niemand sal kan keer dit wat met jou gebeur nie. Dis die doodstraf. Met so 'n oordeel oor jou uitgespreek, is dit nag. Is dit die laaste asem van hoop, is dit die sterwensuur van die toekoms wat aangebreek. En dan die volgende gedeelte. Verse 13 tot 22. En as mens hierdie twee profetiese woorde, hierdie twee preke langs mekaar gehou, sou jy nie anders kom as om in jou hart so oorweldig te word van hierdie uitsig op die goeie wat van God kom nie. Die hele evangelie, liewe broers en susters, staan net in een klein woord. Dis die woordjie tog. Hy het al hierdie goed gesê wat hy gaan doen met, en dan sê hy, tog, ek sal weer begin om jou die hof te maak. Dis 'n verrassende uitdrukking, hierdie om iemand die hof te maak. Maar jy weet wat dit beteken, nee. Dis nie net flirtasie nie. Iemand wat die hof maak, bedoel dit ernstig. Wil iemand in sy of haar lewe hê. Dit is nie net oorverblindery nie. Dit is die intensie en diepe erns om een te probeer oorreed tot 'n verhouding. En weet jy wat so mooi is van hierdie uitdrukking? As ek so daaraan dink, is die weerloosheid van die hofmaak. Jy kan nie 'n meisie vat en haar gaan toesluit in 'n kas en sê jy sal hier bly tot jy vir my lief is, nie? As sy dit nie vir jou gee nie, sê dit nooit nie. En dan praat jy allerlei dingetjies. En hoor hierdie vryerstal klink nou in Hosea 2. Hy sê, soos wat jonges maak wat vry, uit die oog uit, so net hulle by mekaar kan wees, so sal ek jou weer woestyn toe vat, soos in jou jong dae. En dan word hierdie geskiedenis van God en sy volk as 'n trekkende volk eintlik geïdealiseer, om te sê, ek sal jou die hof maak, en jy kan amper nie beter doen as om dit net weer en weer te lees nie. Hy sê, as ek jou gevat het na hierdie plek waar ons alleen is, soos 'n minnaar wat sy beminde die hof maak, sal ek mooi dinge vir jou sê. Die eerste boodskap was nie mooi ding. Dit was 'n doodsoordeel. Maar hierdie mooi dinge wat God sê, beteken letterlik dat hy seënryk sal praat met haar, met beloftes wat sal hou. En nou sê hy, ek sal weer aan haar wingerde gee. En as jy verdere aflesing kan jy agterkom, hy sê, maar die koringvlas en olie ook, dit sal kom, dit sal daar wees. En dit sal alles omring word deur die kosmiese vrede, waarin die lig aangespreek word en die aarde aangespreek word.
en die verhouding is so verander, dat sonder ontferming nou ontferming word. En nie my volk nie, verander word in my volk. Ek gaan jou aan my bind, deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en ontferming. Ek sal niet begin met jou. Ek het verwys hier dat soos wat geliefdes maak, soos wat vryers maak, hy haar na 'n stil plek te neem, sê die Here, en ek sal mooi dinge in haar ore sê, om haar te oorreed en om te haal. Ek sal die akorlaagte maak tot die poort na 'n nuwe toekoms. Nou, as jy daar in Josua 7 gaan kyk, vers 26, is daar 'n verwysing na die akorlaagte. En wat die akorlaagte was die plek waar Agan, kan onthou, omdat hy van die buit gesteel het, en hulle dit by hom gekry het, eintlik vir hom en sy hele huisgesin met klippe doodgegooi het en verbrand het en so aan, en die woord akorlaagte beteken, of hou verband met die woord, jy die dood oor ons gebring. Jy die dood oor ons gebring. Hosea sê, die akorlaagte gaan die poort na 'n nuwe toekoms wees. Dit wat uiteindelik na die diepste wanhoop en uitsigloosheid lyk, word in die belofte van hom wat die sprekende God bly, verander tot die poort na 'n nuwe toekoms. Nie meer akorlaagte nie, maar nuwe Jerusalem, waarin hy daar binne is. Staan daar. Nou, ten diepste word die verskillende toonaarde, as ek dit nou maar so kan noem, van hierdie twee preke, van die onheilspreek en van die heilspreek, duidelik in hoe hy die vrou noem. Die eerste ene praat hy van 'n prostituut. Dis 'n woord wat dik word in jou mond as jy dit sê. En die tweede praat hy van 'n bruid. Dis 'n woord wat uiteindelik jou innerlike in beweging bring om die belofteryke van hierdie verandering. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou my bind aan jou. Ek gaan jou bind aan my. Dit word 4 keer herhaal. Dit beteken eintlik, ek sal hierdie verbond wat ek met jou aangegaan het, bly eerbiedig, solank as wat ek die Here is, en dis vir ewig, en na jou roep en agter jou aanloop, totdat jy hoor en omgepraat word tot die liefde. Dis hier waar die ware karakter van hierdie verbondsgod op sy duidelikste klop. Die onreg en die bondsbreek is nie die laaste woord nie, en kan hom ook nie keer om weer nuut te begin met sy volk nie, met ons nie. Ongelukkig was Hosea 2 nie die einde van wat die profeet vir die volk te sê gehad het nie, want in die res van die boek sou die oordeel en die genade weer en weer ter sprake kom, om telkens weer te roep na verdwaaldes wat oop oor die donker inloop, en u weet waar dit uitgeloop het. Uitgeloop op die genadige werke, dat God in die seën van sy liefde in die donker agter ons aangeloop het,
sodat niemand onkundig sou wees oor God se bedoeling met ons nie. Dat hy by ons wil wees, ons by hom wil hê, ons vir homself wil hê. So kan en wil die Here ook nuut begin met almal van ons. Mag ons harte geopen word om hierdie roepstem van die verlangende gesel van die bruidegom te hoor. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, dankie dat U nuut begin met ons. Dat U so verrassend anders is as ons. Dat U in plaas van vergeld vergewe. Dat U in plaas van ignoreer, luister. Dat U in plaas van voortydig oordeel, ons uithoor. En dat U ons oorlaai met die oorvloed van dit wat in U eie lewe vir ons bedoel is. Here, U is vir ons onsigbaar en ons ly dikwels daaronder. Omdat ons wil sien, maar bly by ons totdat geloof aanskoue word. En ons uiteindelik sal agterkom hoe naby U al die tyd aan ons was. Gee ons verligte oë dat ons U heil sal sien. Dan sal ons U môre met groter toewyding dien. Wees ons genadig om Christus. Amen. Is dit tyd vir die slotlied of eers vir die afkondiging? Ek sal vir die afkondigings doen. Dr. Andries, baie dankie vir 'n boodskap van hoop. Nou vanoggend toe ek na hierdie boodskap luister, toe dink ek wil die volgende met julle deel wat op ons blaadjie is. Ons sê ook welkom vir ons besoekers. Ons vra ons dieselfde die vraag af, wie is ons as die kerk te Simililande? En jy sal sien, dit pas baie mooi in by vanoggend se boodskap. Ons wil in 'n komplekse en 'n diverse wêreld 'n gemeenskap van Christen gelowiges wees, wat ons verhouding met God uitleef deur die volgende te doen. Vir onsself en vir mekaar om te gee, almal in te sluit as ons dink en werk. Vir al die mense in ons gemeenskap op te gee en ook te help om ons planeet so te versorg dat ons almal nou en in die toekoms hier kan lewe. En dan is hier 'n groot oproep. Kom, maak 'n verskil. Nou vanoggend kom Bertie hier aan met 'n groot boks vol doppies. Dankie daarvoor. Nou dit is een van die maniere waarop ons omgee vir ons omgewing. En dan sê ons vir almal baie dankie vir julle bydrae elke keer by die klerekas, met die koskas wat julle betrokke is. En omdat dit nou so lekker reën hier buite, word julle uitgenooi om saam met ons te kom koffie drink en daar's ietsie om te eet. Baie dankie. Dis tyd vir ons slotsang. Lied 506, daarvan al 3 die verse. Eintlik is hierdie 3 verse die opsomming van die hele preek van vanoggend. U hulp, U liefde onbegrens, laat my van vreugde juig. U deernis met 'n dwaase mens, laat my eerbiedig buig. Al 3 verse 5-6. Thank you.
maar op ons hart druk en dit gedurig voor oë hou. Dis die grootste heerlikheid, dat U my lief het, Heer. Met die versekering van hierdie liefde, met die oorvloed van die genade, en met die toesegging van egte gemeenskap, mag U nou in vrede gaan. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle almal.